Môre, dis Dinsdag die 19de Mei en ek hoop dat jy God se genade vandag al raak gesien het. Ons is vandag in Handelinge 1 en die titel van die dagstukkie is Die krag in die wag. Ek wil jou vandag iets vra, nie 'n maklike vraag nie, 'n baie eerlike vraag. Is jy moeg om op jou eie krag te probeer leef en gedurig te misluk? Ons almal wil graag reg lewe. Ons lees ons Bybels. Ons neem sterk besluite op Sondag. Hierdie week gaan ek beter doen. Hierdie week gaan ek opstaan vir my geloof. Maar dan begin die week. Jou baas by die werk is onredelik. Die kinders toets jou geduld. Die versoekings kom klop aan jou deur en skielik voel jy kragteloos. Jou goeie voornemens verdwyn in die stof. Jy gee in waar jy moes vas staan. Hoekom voel die Christelike lewe soms so onmoontlik swaar? Die rede daarvoor is omdat ons die kar probeer stoot, in plaas daarvan om die engine aan te skakel. Ons probeer God se werk doen in ons eie menslike krag. En Jesus het geweet ons is te swak. Daarom het hy nie vir die disippels gesê probeer harder nie. Hy het vir hulle gesê wag. Die Bybel sê in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Nou die Griekse woord hier vir krag is dynamis. Dit is waar ons die woord dinamiet vandaan kom. Plofbare, lewensveranderende kapasiteit. God roep jou nie vandag om net weer te probeer nie. Hy roep jou om op te hou probeer en te begin oorgee. Wanneer ons aan die einde van onsself kom, begin die Heilige Gees te werk. Kom laat ons saam bid. Here onsse God, U is die gewer van ware krag, die bron van lewe. Dankie dat U ons nooit alleen gelos het nie, om hierdie lewe in ons eie krag te probeer veg nie. Ons bely vandag eerlik, dat ons so dikwels in ons eie krag stoot, en dan raak ons gefrustreerd as niks wil verander nie. Here, vergewe ons eie wysheid. Ons kom staan met leë hande voor U. Vul ons opnuut met U Heilige Gees. Blaas U asem oor ons binneste. Gee ons daardie dynamis krag om vandag ware getuies te wees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Hardloop jy vandag op 'n leë tank deur alles self te probeer doen? Of gaan jy stil word sodat sy krag kan oorneem? God se dinamiet is in jou binneste. Wag op hom. Ek hoop jy het 'n geseënde Dinsdag.